Goeiemôre. Jy luister na die 84ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is rooi lyn, blou lyn. Tot nou toe het ons gepraat oor trauma en ons brein. Maar uit die aard van die saak dra ons lyf nie maar net ons koppe rond vir ons gemak nie. Ons brein en liggaam is wonderbaarlik aan mekaar verweef deur ons baie komplekse senuweestelsel wat uit verskillende dele bestaan. In sy boek The Body Keeps the Score verduidelik Bessel van der Kolk op die mees toeganklike wyse hoe ons brein en senuweestelsel funksioneer. Jy sal onthou ons het gepraat oor die breinstam, wat die gedeelte van ons brein is direk waar die rugwervels en die skedel ontmoet. Dit is verantwoordelik vir al ons noodsaaklike biologiese prosesse, lewensnoodsaaklike prosesse. Eet, slaap, ontwaking, huil, asemhaal, temperatuurregulering, hongerte, pyn en spysvertering. Saam met die hypothalamus poog dit om ons in die relatiewe stabiele toestand te hou van homeostase. Direk bokant die breinstam is die limbiese stelsel, waar die setel van ons emosies geleë is, waar besluite geneem word oor wat gevaarlik of veilig is, maar ook aantekeninge gemaak word oor sosiale situasies en hoe ons dit moet hanteer. Daar stoor ons data op data op data van hoe ons mense moet lees, gesigsuitdrukkings, reaksie, hulle liggaamshouding en dies meer. Dus, lewenservaring, saam met ons genetika en temperament, het 'n enorme impak op hoe die limbiese stelsel funksioneer. Met al hierdie inligting dan in gedagte, kommunikeer die brein en liggaam met mekaar deur die autonome senuweestelsel. Die autonome senuweestelsel maak gebruik van 'n simpatiese en parasimpatiese senuweestelsel. Sim beteken saam in Grieks en pathos verwys na emosies. Saam met die emosies. Parasimpaties beteken teenoor emosies. Om dit makliker te maak, gaan ek kleure gebruik om hulle funksies te onderskei. Kom ons noem die simpatiese senuweestelsel die rooi lyn wat geaktiveer word en die parasimpatiese stelsel die blou lyn. Die rooi lyn verteenwoordig die liggaam se energie- en verdedigingsstelsel. Wanneer die brein se rookverklikker, die amygdala, gevaar of 'n hoë stresfaktor bespeer, word die rooi lyn geaktiveer. Die rooi lyn stuur boodskappe dat streshormone soos adrenalien en kortisol deur jou are vrygestel word. Jou hartklop en bloeddruk skiet op, jou asemhaling word vinniger en vlakker en jou spiere trek saam sodat jy gereed is vir impak. Dit is die klassieke veg of vlug reaksie. Omdat alle krag na jou spiere en ledemate toe moet gaan om jou te verdedig, skakel die stelsel ander funksies af wat nie nou noodsaaklik is vir onmiddellike oorlewing nie, soos jou spysverteringsstelsel. Die blou lyn verteenwoordig die stelsel van vrede, kalmte en biologiese opbou, herstel. Wanneer die omgewing weer veilig is, stuur die blou lyn boodskappe deur, dat jou liggaam kan ontspan en jy rustig kan raak. Die blou lyn tree in as die remstelsel. Die rooi lyn is die versneller. Die blou lyn verlaag jou hartklop, verdiep jou asemhaling, laat jou spiere toe om te ontspan en skakel jou spysvertering en immuunstelsel weer ten volle aan, sodat jou liggaam kan herstel. Onder veilige omstandighede stel die blou lyn ons in staat om sosiaal in te skakel, emosioneel te konnekteer en ons emosies te reguleer. Ons het natuurlik albei hierdie stelsels nodig om in hierdie wêreld te oorleef en in hierdie wêreld te floreer. Maar in ons reise om die son ervaar ons trauma en ons lewe dikwels met kroniese stres elke dag van ons lewens, oor en oor en oor. En wanneer dit gebeur,
word albei hierdie stelsels gelyk geaktiveer. Die versneller en die rem word gelyktydig geaktiveer. Hieroor gaan ons môre verder praat. Kom ons bid saam. Hemelvader, U het ons so wonderbaarlik geskape. Saam met die psalmdigter wil ons U loof en prys daarvoor. Hoe meer ons leer van ons liggaam, hierdie wêreld en die kosmos, hoe meer staan ons in verwondering. Help ons, Here, om wanneer ons soggens hieroor nadink, U te loof en prys daarvoor. Help ons ook om met hierdie insigte onsself en ander beter te verstaan, sodat ons veilig kan leef in hierdie wêreld, maar ook kan floreer. Dankie, Here, vir 'n nuwe dag en 'n nuwe week. In Jesus naam. Amen. C.L. Langenhoven het gesê, nederigheid kan nooit val nie. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.